Ja, ek hoef julle niks te vertel van Afridome wat teen Parys afspeel hierdie week in Oktober nie, maar Sarel kan ons inlig. Sarel, ek wil uit die staanspoor uit net begin deur te sê baie dankie vir julle ouens wat hierdie geleentheid hier in Parys aanbied. Dit is regtig groot. So daar's hy. Ek het my woorde gespreek. Nou moet jy spreek. Hoe loop dit? Ons is nou op Woensdag. Hoe het dit afgeloop tot nou toe? Wat gebeur in die volgende 2-3 dae? Dankie Sakkie. Ja, nee, ons is baie tevrede op die stadium. Die dinge loop glad en ons is klaar gemaak met die silwer divisie. Maandag en Dinsdag was die silwer geweest. So gisteraand het ons prysuitdeling afgehandel. Dit het goed gegaan. Daar was ek dink 'n paar verrassings geweest met ruiters wat opgeskuif het na die volgende levels toe. Ek dink 'n goeie paar verrassings geweest en duidelik ook gewys dat die ruiters voorbereid gekom het. Ja. Hulle het die tyd ingesit in die saal en hulle is voorbereid geweest, want dit getuig in die uitslae. Ja, dat ja. Hulle het beter gedoen as wat hulle deur die jaar gedoen het. So ons is baie opgewonde daaroor. Net 'n verwysing daarna, vorige jaar, as jy nou kyk na laas jaar se silwer prestasies, hierdie jaar is daar 'n vergelyking. Weet jy, dit is eintlik nie vergelykbaar nie. Ons het baie meer ruiters hierdie jaar wat opgeskuif het. Daar was verseker 'n baie groter verbetering geweest as wat ons laas jaar gesien het. So ja, dit is baie goed en baie geluk aan die ruiters daarvoor. Ja. Ons kan sien daai prestasies en die oefening wat ingegaan het daarin is baie goed geweest. Hulle het 'n jaar geoefen om daar te kom. Verseker, ons kan dit sien. Yes. Ja. Okay, nou is ons in goud van vandag af. Nou is ons in die goue divisie. Die nasionale gedeelte is die goue divisie. So dit is waar ons level 3's en level 4's in deelneem en dan daarmee saam natuurlik ook die internasionale gedeelte waar ons dan nou die ruiters het van Suid-Afrika, Botswana, Zimbabwe en die UK wat dan nou as 'n span teen mekaar kompeteer. Ja. Op die UK, ek het gesels met een van die ruiters daar rondom die kwessie van hulle kom perdloos hier aan en hulle kry 'n perd. Is dit nie 'n wat sê hulle in golf? 'n Handicap. Ja, 'n handicap nie. Man, weet jy, ons sien dit nie so nie. Natuurlik is dit maar altyd lekkerder om met jou eie perd te kan ry wat jy vertroud is mee en ken. Ja. Maar dit wys ook die kwaliteit van ruiters wat ons hierso het. Dat jy kan daai ruiter eintlik maar op enige perd sit en hulle gaan vir jou 'n top performance gee. So dit getuig van die kapasiteit en die kwaliteit van ons ruiters wat hierso in die topvlak deelneem. So dit is 'n standaard prosedure wat maar gebruik word tussen lande waar die skuif van perde of diere moeilik is en nie so gemaklik gedoen kan word nie. Dan gaan jou land wat die toernooi aanbied, Ja. dan perde beskikbaar stel sodat daai buitelandse ruiters perde kan kry om dan te kan deelneem. Jy sê nou so, met ander woorde, daar gaan dieselfde kompetisie gaan iewers in die buiteland gebeur waar Suid-Afrika moet hulle ruiters stuur om daar perde te vang. Dis presies waartoe ons werk, ja. Wonderlik, Dis ja. absoluut wat gaan gebeur. En ons glo dit gaan in die afsienbare toekoms gaan dit gebeur. Dit sal dan nou die Protea span wees. Dis die Protea span, ja. Sarel, as ek dit reg het, die Protea span word nou vir jaar uit hierdie kampioenskappe uit bepaal vir die volgende jaar. Dis korrek, ja. So elke jaar met ons nasionale kampioenskap, dan kyk ons wie is ons topruiters en daardie topruiters word dan gekies vir die Protea span Om Suid-Afrika te verteenwoordig. Nou, Ja. ek kan nie anders nie, ek moet vir jou vra. Suiker. Ja, nee, suiker dink ek het vir baie mense verbaas. Ek dink ons gaan dalk in die toekoms 'n paar meer myle in ons arenas te sien kry. Suiker het regtig die aandag aangegryp en dit was vir ons lekker om vir suiker hierso te gehad het ook. En ek glo ons van nog meer van suiker sien. Pragtig. Baie dankie Sarel, komplimente weer eens. 'n Hoogs suksesvolle geleentheid in my beskeie opinie. Net so laaste dingetjie wat ek dalk kan sê, Sakkie, ons het nou vanoggend begin met ons eerste items en ons het alreeds 'n nasionale rekord wat geval het. 'n nuwe nasionale rekord aangeteken op die keel. So daar's nog 3 dae se kompetisie wat eintlik nog afgehandel moet word. So ons sien uit na nog 'n paar nuwe nasionale rekords wat opgestel kan word. Hierdie was 'n flying start. Dis 'n flying start, ja. Dankie Sarel. Dankie Sakkie.